Nou ja, vandag gaan ons nog verder gesels oor die 10 plaae. Ons is nou al so lank besig met hulle. En daar is soveel wonderlike goed wat ons nog nie oor gesels het nie. Ons is nou eers by die tweede plaag. En julle weet almal dat die tweede plaag was niks anders as 'n klomp paddas gewees nie. Nou as jy 'n klein seentjie is, dan is 'n padda 'n baie oulike ding. Maar as jy 'n klein dogtertjie is, dan is 'n padda nie so 'n oulike ding nie. En ek weet nie van julle nie, maar ek is nou vandag nog nie baie lief vir 'n glibberige padda op 'n verkeerde plek ergens in jou huis nie. Maar hierdie tweede plaag het gehandel oor paddas en ons lees in Eksodus 8 vers 4 dat die Bybel sê hulle sal selfs in jou oonde en in jou knieskottels klim. In ander woorde, hierdie paddas gaan so verskriklik wees, hulle gaan oral inklim. Nou kom ons gesels en kyk wat sê die woord vir ons rondom hierdie paddaplaag. Ons lees in Eksodus 8 vers 1 in die Nuwe Lewende Vertaling en die Here het toe vir Moses gesê, gaan weer terug na Farao toe en sê vir hom, hoor wat sê die Here, laat my volk trek sodat hulle my kan gaan aanbid. Met ander woorde, God sê vir Moses, gaan sê vir Farao, hy moet my volk laat trek en die klem is op my volk, dis God se volk, want hulle moet my gaan aanbid. Nou as jy kyk in die Engelse Bybel, die Amplify, dan sê hy, so that they may serve me. Met ander woorde, God wil hê dat sy volk, wat die Israeliete is, hom begin dien en nie meer vir Farao nie. Nou as jy verder gaan en jy gaan kyk na die Hebreëus, dan sien jy die Hebreëse woord wat hier gebruik word beteken om te dien. So God maak sy intensie baie duidelik bewus aan die Farao en hy sê vir hom, hierdie volk is nie Farao se volk nie. Hierdie volk is sy volk. En Farao moet hierdie volk laat gaan, want hierdie volk moet hom gaan aanbid. Met ander woorde, hulle moet onthou, en ek dink dit is 'n belangrike ding wat ons baie keer vergeet, is op daardie stadium het Farao gedink, hy's 'n God. En Farao het gedink dat die Israeliete dien hom, van die Israeliete was sy slawe. Maar God kom en hy sê, nee, dis nou tyd dat my volk my moet dien. Nou ek kan glo Farao se redenasie was, daar is soveel afgode in Egipte. As hierdie Israeliete nou 'n God soek, kan hulle mos maar kies watter een wil hulle aanbid. Hoekom soek hulle nou 'n ander God? En as hulle nou 'n ander God soek, as dit wat nou al reeds aanbid word in daardie koninkryk wat daar so baie was in Egipte, dan kan hulle hom mos maar aanbid. Wat is nou die storie? Maar dit werk nie heeltemal so nie, want julle moet onthou dat die Israeliete kon nie offers bring in Egipte nie. Hoekom kon die Israeliete nie offer aan God nie? Want onthou, vir die Egiptenare was bloed walglik. Ons het laas keer toe ons gepraat het van die water en bloed, het ek julle verduidelik dat die Egiptenare het nie gehou van bloed nie. Hulle het die diere aanbid, hulle het nie diere geslag nie, hulle het nie diere geëet nie. So dit sou vir hulle absoluut walglik gewees het as die Israeliete hulle gode wat hulle aanbid geslag het. Kan julle indink? Want hulle het die koeie aanbid. Hulle het die beeste aanbid. Nou wil die Israeliete kom en die beeste slag. Ek bedoel, dit sou nie gewerk het nie. So dit sou absolute konsternasie veroorsaak het in Egipte. So nou kom God en hy sê, ek wil eienaarskap vat van my volk. Maar ek wil hulle nie forceer nie. Ek wil hê my volk moet my erken as hulle koning. En nou kom hy en hy sê, dis waaroor dit gaan. Aan wie behoort Israel? Behoort Israel aan Farao of behoort Israel aan God? Nou terwyl ons aangaan, sien ons 'n baie interessante ding. En weet julle, ek sê altyd, as ons kyk na 'n gedeelte in die Bybel, moet ons kyk, waar lê God se hart? Wat probeer God hier doen? Wat is God se karakter? En ons kyk na hierdie gedeelte en ons sien God se omgee hart. En dis 'n ding wat ons baie keer miskyk as ons na hierdie gedeelte kyk. Moses kom op 'n plek waar die Here vir hom sê, gaan weer terug na Farao toe. Onthou julle, ons het net nou gelees, gaan weer terug na Farao toe. Maar hierdie woordjie gaan is die Hebreëse woord boe. En die woord boe beteken om in te kom
om in te bring, om ingebring te word. Die regte woord om te gaan in Hebreëus is halak. So wat God vir Moses sê, hy sê gaan na Farao toe, maar hy sê eintlik vir hom, ek gaan jou begelei na Farao toe. Hy gebruik nie die woord halak wat sê gaan op jou eie nie. Hy gebruik die woord bou wat sê ek gaan jou begelei saam met jou na Farao toe. Ek gaan jou nie alleen stuur na Farao toe nie. En dan kan jy vir sê, maar hoekom is dit belangrik? Dit is so 'n klein simpel dingetjie. Maar dit is eintlik baie baie belangrik, want weet julle, as jy gaan kyk na die verskil in hierdie twee woorde, dan sien ons God se karakter. God sê nie vir Moses, gaan op jou eie en gaan praat met Farao nie. God sê vir hom, ek is jou God, ek gaan jou begelei na Farao toe. En daar is 'n groot verskil tussen die twee. As jy byvoorbeeld, ek weet, gedink 'n bietjie terug, jare terug toe jy nog op skool was. As die juffrou gesê het, vat jou goed en gaan na die hoof se kantoor toe. Dan was daar vrees en jy was bang en jy het nie geweet wat vir jou wag nie. Maar as die juffrou gesê het, kom ek vat jou hand, dan loop ek saam met jou. Dan het jy 'n bietjie meer geborge gevoel. Julle hoor wat ek sê, dit hang nou af was die juffrou gewees, maar toe maar julle hoor wat ek sê, daar's daai ding van, God verwag nie van Moses om alleen na Farao toe te gaan nie. God sê, kom, ek gaan jou begelei na Farao toe. En dit is vir my so belangrik, om te besef dat God gaan nie vir Moses alleenig stuur nie. Dink net vir 'n oomblik daai gedink van kom en gaan. As ek vir Willie sê, vat jou goed en gaan dorp toe, ek is kwaad vir jou. Gaan koop hierdie goed, ek wag al 3 dae, jy het dit nog nie gekoop nie. Dan weet hy, ek is kwaad vir hom, hy voel alleenig, hy moet die ding self gaan doen. Maar as ek sê, my engel, kom ons gaan dorp toe, ons gaan koop gou hierdie goed, en ons drink sommer 'n bietjie koffie langs die pad, dan voel dit asof ek saam met hom in die ding is. Julle hoor wat ek vir julle probeer verduidelik. En dit is wat hier gebeur het. Met ander woorde, God sê vir Moses, ek sal saam met jou gaan. Dis nie 'n kwessie van jy moet alleenig gaan nie. Ek het hier geskryf, die woord kom gee erkenning aan God se konstante teenwoordigheid, terwyl gaan 'n bevel is wat gehoorsaam moet word. Julle sien die verskil, nou. En hierin sien ons dan God se hart. Maar nou moet ons gaan kyk, wat sê Psalm 91:14? Hy sê, omdat, daar's 'n voorwaarde, né? Omdat hy my liefhet, sal ek hom verlos. En omdat hy my naam ken, sal ek hom beskerm. En God sê nie, ek gaan almal beskerm nie. God sê nie, ek gaan almal verlos nie. Hy sê, omdat jy my liefhet, gaan ek jou verlos. En omdat jy my naam ken, gaan ek jou beskerm. Die Engels sê dit baie mooi. Hy sê, because he has set his love upon me, he has bonded with me. Maar omdat jy met God gebond het, daarom verlos hy jou. En dan sê hy, because he knows and understands my name. He has a personal knowledge of my mercy, my love and my kindness. Trust and relies on me, knowing I will never forsake him. No, never. Sien jy, daar's 'n persoonlike verhouding wat jy met God moet hê. En as jy nie daar 'n persoonlike verhouding het nie, want hy sê he knows and understands my name. Dan is dit nie net dat jy weet God bestaan nie, daar's 'n bond tussen jou en God. Nee, dan kom hy. OK, kom ons gaan aan. As ons nou verder lees, wil ek julle vra, hoe lank na die eerste plaag het die tweede plaag plaasgevind? Nou ons weet nie, die woord sê ook nie vir ons nie, maar die Joodse geskrifte sê vir ons, dit was omtrent 'n jaar vir al 10 die plaag. So dit het nie te lank na mekaar plaasgevind nie. As ons nou daarna gaan kyk. Nou kom ons kyk wat sê die Bybel. Eksodus 8:2 sê, as jy weier om dit te doen, moet jy mooi hoor. Dis nou Moses wat met Farao praat. Hy sê, as jy weier om dit te doen, moet jy mooi hoor. Ek sal hordes paddas oor jou hele land laat kom.
Nou wat hier gebeur is, God praat met Moses voordat die paddas kom. En Moses praat met Farao voordat die paddas kom. Met ander woorde, as Farao luister, gaan die paddas nie kom nie. Julle hoor wat ek sê. Ons weet nou vandag hy het nie geluister nie. Maar baie keer in ons lewe waarsku God ons ook. Dis nie 'n kwessie dat hy onmiddellik soos huil en brimstone uit die hemel uitkom en jou doodval hieronder nie. God waarsku jou. Die Heilige Gees praat met jou. Jy kry 'n conviction in jou hart waar jy sê, ek is nou verkeerd, ek moet iets doen, ek kan nie so aangaan nie. Voor God gee jou tyd. Die Bybel sê God is slow to anger. As ons aangaan sal ons sien, dat ons kry baie mense, en julle weet dit ons seker ook, as ons praat van die 10 plaae, dan sê mense, ag dit was natuurlike goed, dit het gebeur, dit was nie 'n wonderwerk van God af nie. En hierdie spesifieke plaag is een wat baie mense sê, dit was 'n natuurlike progressie, hierdie tweede plaag. Met ander woorde, al die visse was nou dood in die water, toe hulle nou die water nou bloed geword het, so dit beteken al die padda-eiertjies kon nou uitbroei. Normaalweg broei net 1 uit 50 padda-eiertjies uit. Van die res word geëet deur die visse. So nou sê die ouens, okay, maar dis nou doodlogies dat die volgende plaag dan 'n padda-plaag moet wees, want daar was nie visse om die eiertjies op te eet nie. So dis hoekom daar so baie paddas was. Maar ouens, die geheim is, op 'n spesifieke oomblik, waar wil jy? Okay, my man is besig om uit te sort vir ons hier. Op 'n spesifieke oomblik het al daai padda-eiers uitgebroei op dieselfde tyd. Dis nie normaal nie. So wanneer God se hand daarin is, gebeur daar bonatuurlike dinge. En maak nie saak hoe jy redeneer en sê daar was nie meer visse nie, so al die padda-eiertjies het nou uitgebroei. Hulle sou nie almal op een spesifieke oomblik uitgebroei het, as dit nie God se hand was nie. Stem julle met my saam? So nou kom God, en hy gee vir Farao 'n opsie. En hy sê vir hom, Farao, die keuse lê by jou. Of jy stuur my mense, dat hulle my gaan aanbid, en as jy my ignoreer, dan kom die paddas. En soos baie mense doen, ignoreer ons God. En God doen dieselfde ding met die Lewiete, met die Israeliete in Levitikus, waar hy vir hulle sê, as julle hierdie goed doen, sal daar seën oor julle kom, en as julle dit nie doen nie, gaan hierdie vloek oor julle kom. Selfde ding in Deuteronomium, waar hy sê, as jy hierdie dinge doen, sal dit met jou goed gaan, en as jy hierdie dinge doen, gaan dit nie met jou goed gaan nie. En so doen God dieselfde ding met ons vandag. Kyk wat sê Jakobus 4 vers 4, hy sê, besef julle nie, dat vriendskap met die wêreld jou 'n vyand van God maak nie. Hoor wat ek sê, as jy die wêreld tevrede wil stel, het jy klaar as vyand teen God stelling ingeneem. Met ander woorde, ons het nog steeds die keuse. God kom nog steeds en hy sê, sy karakter het nie verander nie. Of jy doen wat ek sê, of jy doen wat die wêreld sê. As jy doen wat ek sê, dan is jy my vriend. As jy doen wat die wêreld sê, dan is jy my vyand. Dit is so maklik soos dit. Lyk skielik of dit donker word hierso. Die ander ding wat jy moet raak sien, is dat die land word geseën en gevloek, gebaseer op die besluite van die leier van die volk. En as julle hier kyk, sal julle sien dat God vra nie vir die mense, die Egiptenare, wil julle my dien of iets van die aard nie. Hy kom net na Farao toe. En as hy na Farao toe kom, dan sê hy, Farao, jy moet kies. En toe Farao verkeerd kies, wat gebeur? Toe is die hele Egipte onder paddas. So die hele Egipte ly toe sleg, kry swaar, omdat Farao verkeerd kies.
So die keuse van die leier beïnvloed die volk. So is dit met ons ook. Ek doen my bes, ek kan nie help nie. My man nou aan vir my sê, probeer, maar ergens maak hy nie lekker kontak nie. So vergewe maar, kom ons gaan probeer, as ek hom so mooi versigtig hou. So die hele Bybel, die Bybel sê vir my, Eksodus 8 vers 6, die paras het oor die hele Egipte gekom. So die hele Egipte het gelei onder hierdie ding. Julle kan ook sien dat die towenaars het probeer om hierdie plaag na te maak. En wat het die towenaars gedoen? Hulle het net meer paras gemaak. Hulle het nie die paras weggevat nie. Hulle het net meer gemaak. So, hoe hard die towenaars ook al probeer het om hierdie plaag op te los, hulle het net meer paras gemaak. So, dit alles net slegter gemaak. Eksodus 8 vers 7 sê, maar die waarsêer priesters het dieselfde gedoen, en hulle paras het ook opgekom in Egipte land. So, al wat gebeur is, die waarsêers bring net nog paras. So, dit het nie eintlik vreeslik gehelp nie. Nou, van wat se tipe paras praat ons? Het julle al gedink hoe die paras gelyk wat in daardie tyd was? Die meeste mense sê dat die paras so gelyk het. Dit was die Nyl para. En dit is 'n narre glibberige padda. Maar dis nie die regte padda nie. As jy gaan kyk na die Hebreëse woord, sal jy sien dat die regte padda is 'n dofta. Hulle noem dit 'n dofta padda. En hierdie dofta padda lyk 'n bietjie anders. Die dofta padda lyk so. Hy wil nie werk. Wat moet ek doen? Moet ek die kabel so vat? Sal dit werk? So dis koneksie. Okay, kom ons probeer weer. Ek dink dit gaan nou werk. Okay, so die padda wat daar gebruik, wat waarskynlik daar was hierdie dofta. Dit is hulle noem dit 'n klein Nyl padda. En hy dan nou gelyk soos daardie een op die skerm daar. En daardie spesifieke padda het 'n baie eienaardige ding gehad. Hulle het onophoudelik lawaai. Hulle het nooit opgehou met lawaai nie. Hulle het onophoudelik gekwaak vandag nog. Hulle hou nie op om te kwaak nie. Nou kan julle indink, as hierdie duisende en duisende en duisende paddas daar was, wat net onophoudelik gekwaak het, wat se lawaai was daar gewees. So julle kan nou dink, hierdie 10 plaae, kom ons gaan net eers terug na die afgode toe. Heel in die begin het God gesê in Eksodus 12 vers 12, ek sal die gode van Egipte oordeel, en ek sal hulle straf, want ek is die Here. Met ander woorde, God sê, ek gaan die gode straf. So watter afgod straf hy toe hy hierdie padda plaag bring? Hy straf die afgod, of hy wys vir hulle dat die afgod Hekka, of Heket, dat hierdie afgod niks beteken nie. Nou, hulle het hierdie afgod aanbid. Soos julle kan sien, het hierdie afgod 'n kop wat lyk soos 'n padda. En hierdie afgod was die afgod van vrugbaarheid en lewe. So hierdie afgod het volgens die Joodse, volgens die Egiptiese tradisies of hulle afgode, sou hierdie afgod dan nou die een gewees het wat bepaal het hoeveel babetjies gebore word, maar nie net in die mense nie, maar ook in die diereryk. Sy het beheer gehad oor die hoeveelheid, die vrugbaarheid. Sy het beheer gehad oor, kan julle my hoor, hierdie ding maar werk en dan werk hy nie. Kan julle hoor? So, miskien moet ek hom maar net heeltemal los, want hy sit hom maar afsit. Ek gaan my bes doen om so hard as moontlik te praat. Kan julle my hoor nog? Okay. Sy het dan nou bepaal, wat was die vrugbaarheid? Met ander woorde, hoeveel babetjies word gebore? Sy het bepaal wanneer hulle gebore word, of hulle lewe en of hulle doodgaan. En sy het dan ook bepaal of het seentjies of dogtertjies was. Dit het hulle nou geglo, hierdie ouens. So hulle het hierdie afgod met baie groot respek beheen. Nou kan julle nou al die ironie van hierdie situasie sien. Dis hoe hierdie afgod gelyk het, 'n regte padda afgod. Kan nie glo dat mense paddas wil aanbid nie, maar dit is hoe sy gelyk het.
En julle sal sien dat, hulle het gesê dat haar kop het soos 'n padda gelyk, en sy was bekend as 'n tipe afgod wat volgens hulle dan nou alreeds bestaan het toe die wêreld geskep was. Sy was wat hulle genoem het 'n creation god. So hulle het geglo dat sy was deel van die oorspronklike skepping van lewe, en daarom was sy so belangrik vir hulle. Julle sal sien, sy het baie goud en goed om haar nek gehad, rye en rye van juwele, en dan hier op haar rok was daar allerhande teeltjies gewees met geskryfde goed, en sy het dan nou groen voete gehad, en dan het sy ook op die einde van die dag 2 van hierdie anks gehad. Julle sien hierdie kruis met die ronde ding bo-op, en dit was dan nou om te bevestig dat sy kon lewe herhaal. So sy kon lewe skep volgens hulle geloof. Nou as ons nou teruggaan na wat hier gebeur, dan moet julle onthou, sy was dan nou die afgod wat die mense gebruik het as hulle, as dit nou gekom het by kindergeboortes. Hulle het geglo sy bepaal hoeveel kinders word gebore, sy bepaal wat die geslag van die geboorte is, so sy het beheer oor die geboortesyfers gehad, dan nou onder mense, maar ook in die diereryk. So sy was veronderstel om dit te beheer. So as daar nou voetvrouens was, onthou in die Bybelse tyd was daar voetvrouens, en hulle het dan 'n lucky charm om hulle nek gedra wat dan nou hierdie afgod gehad het. As hulle dan nou wil seentjies gehad het, het hulle gebid na hierdie afgod toe om 'n seentjie te gee of 'n dogtertjie, en sy was dan nou die een wat dit dan nou kamstig beheer het. Nou dis interessant as ons verder gaan, dat selfs die Christene in die Nuwe Testament het aan hierdie afgod geglo. En hulle het dan nou geglo dat sy het te doen met resurrection, met die opstanding en met lewe. En selfs in die eerste 1000 jaar na Christus, kry ons nog afbeeldings van Christene, wat in hierdie paddas geglo het, hierdie padda afgod. Kan julle indink? Hulle het lamskerms gemaak met haar kop op, en dan het hulle, as iemand geboorte gegee het, die lampe gebruik, en al sulke goed, omdat hulle geglo het, dit is dan nou sy wat dit bepaal. Nou, dis interessant, dat Jesus kom en hy sê, I am the resurrection and the life. Hulle glo dat hierdie afgod is die afgod, die resurrection afgod, maar Jesus kom en hy sê, nee, dis nie hierdie afgod nie, ek is die resurrection en die life. Dit is die belangrike ding. Nou kan julle sien, nou glo hierdie Egiptenare dat hierdie padda afgod beheer lewe. En nou is hier 'n onbeperkte hoeveelheid paddas wat sy nie kan beheer nie. So wat doen God? God wys vir hulle dat hierdie afgod het nie beheer oor die hoeveelheid lewe nie. Julle hoor wat ek vir julle sê. En eventueel, wanneer God besluit die paddas gaan dood, het sy ook nie beheer om hulle in die lewe te hou, as hulle dan nou doodgaan nie. So hier wys God vir ons, dat sy kan dit glad nie doen nie. Sy is nie die een wat hierdie goed kan doen nie, dis God wat dit doen. So, nou moet julle onthou. Ouens, dit is vir my, ek het so lekker gesit en glimlag toe ek hierdie goed voorberei. Op daardie stadium was 'n padda so heilig in Egipte, dat as jy 'n padda doodgemaak het, kon hulle jou doodmaak. Daar was 'n death penalty. So jy het die dood in die gesig gestaar, as jy enige iets teen 'n padda gedoen het, want dit was die afgod Heka se simboliek. Nou wil ek hê julle moet julle indink. As hier skielik 'n onbeperkte hoeveelheid paddas hier om ons is, wat onophoudelik lawaai en kwaak, en hulle is in jou bed, en hulle is in jou oond, en hulle is in jou stoof, en hulle is oral, en jy mag nie op hulle trap nie, want as jy een raak trap, word jy ter dood veroordeel. Kan jy dink wat 'n verskriklike moeilike situasie was hierdie ouens in? So ek het hier geskryf, this plague was a burden almost beyond imagination. Elke tree wat jy gee, moes jy versigtig loop. Want as jy jou voet neergesit het en daar was 'n padda onder jou voet, was jy dood. So kan jy dink, jy lees en dan lees jy dat die ouens het geloop en hulle het so geloop. Want hulle was te bang om hulle voete op te lig. Want as hulle voet oplig, sit hulle voet weer bo op
een of ander padda, want hulle mag nie die goed doodgetrap het nie. Nou sê die Bybel vir my, die hele Nyl sal vol van hulle wees. Hulle sal uit die rivier klim en in julle huise, self in julle slaapkamers en in julle beddens kom. En elke huis in Egipte sal vol paddas wees. Ook in die huise van die mense wat vir jou werk. Hulle sal selfs in jou oonde en in jou knieskottels klim. En die paddas sal opspring teen jou en jou volk en almal wat vir jou werk. Daar is geen wegkomkans van hierdie klomp paddas af nie, né? So, wat sien ons? Hierdie klomp paddas wat nou vals God verteenwoordig, word nou, soos ek gesê het, 'n force of destruction. Hulle veroorsaak nou havoc hier in Egipte. Hierdie Nylrivier wat die ouens aanbid het, en wat nou eventueel dood voorgebring het toe hy bloed geword het. Hy bring nou lewe voort, maar die lewe is ook nie goed vir hulle nie, want wat moet hulle maak met al hierdie duisende en duisende en duisende paddas, né? Nou sê hulle hier, die hele Nyl sal vol van hulle wees, hulle sal uit die rivier klim en in julle huise inkom. So sien julle nou, hulle leer nou om die paddas te haat, wat hulle eintlik aanbid het. Want wat gebeur? Die padda afgod wys sy ware klere. Hy is eintlik 'n god van destruction. Hy is nie regtig 'n god wat hulle help nie. Interessant dat hy sê, hulle sal self in jou slaapkamers wees, daar waar jy rustig moet wees, daar waar jy vrede moet hê, daar kom versteur hierdie paddas jou vrede. As jy lees in die Bybel, dan sê Psalm 127 vir ons, dat God gee vir ons wat ons nodig het in ons slaap. God is die een wat ons vrede en rustige slaap gee, rustige nagrus gee, maar hierdie paddas kom en hulle versteur die nagrus, hulle versteur die vrede, niks van dit nie. So kan julle dink, konstante gekwaak, dag en nag, jy kan nie slaap nie, 'n slijmerige gemors oral waar jy loop en trap, 'n reuk van paddas wat sleg ruik, en al wat jy sien die hele tyd is grillerige paddas. Ek wil vir julle sê, ek weet nie julle nie, maar ek dink ek sou wou weghardloop, want ek grom my dood vir een padda. Ek kan nie dink as daar honderde rondom my is, hoe dit sou gevoel het nie, né? So ja, selfs in jou bed sien jy hierdie goed. En dan sien jy ook in die huise van die mense wat by hulle werk. Want wat sê God? God sê vir ons, jy wat Farao is, laat nie toe dat my diensknegte my kom dien nie, so ek gaan nie toelaat dat jou diensknegte jou kom dien nie. En dit is wat hier gebeur. So selfs die diensknegte sukkel met hierdie ding. So. Eksodus 8 vers 13 sê, en die Here het toe volgens Moses 'n versoek opgetree, dis nou aan die einde van hierdie hele ding, die paddas het gevrek in die huise, in die dorpies en op die landerye, en hulle het dit op hope gegooi en die hele land het gestink. Kan julle dink? Hierdie miljoene en miljoene ontelbare paddas, net waar hulle was, het op een oomblik almal dood gegaan. En nou lê hierdie klomp paddas en vrot oral, in jou stoof en in jou huis en in jou bed en op die vloer en oral. En hulle het dit met hope en hope bymekaar gemaak en die Bybel sê dit, hulle het gelê en stink. So hierdie sogenaamde padda afgod van die Egiptenare, die sogenaamde skenker van die lewe, word nou eintlik die een wat in hope lê en stink. Dis eintlik so ironies, as jy daarna kyk. Maar weet julle, voordat ons daarom nou met hierdie paddas klaarmaak, is daar 'n verskriklike belangrike ding wat ek met julle moet deel en leef nou maar saam met my. Daar's 'n gedeelte wat ons miskyk. Ons raak so vervoer oor hierdie paddas, dat ons nie die belangrikste gedeelte sien nie. En dit kry ons in Eksodus 8 vers 4. Hy sê, hulle sal selfs in jou oonde en in jou knieskottels klim. Nou, hoekom sal die Bybel nie sê, hulle sal in jou baddens, of in jou koppies, of in jou bekers, of in jou whatever inklim nie? Hoekom sê die Bybel, hulle sal in jou oonde en in jou knieskottels inklim? Wat is so belangrik? Want ek het geleer, daar is niks in die Bybel wat nie werklik belangrik is nie. So dis nie terloops dat hier staan, hulle sal in jou oonde en in jou knieskottels inklim nie. Kom ons kyk wat is belangrik. Nou, as soos die oonde wat hulle gebruik het, het so gelyk.
Dit was so al 'n ronde oond, en dan het hulle nou hierdie broodjies wat hulle gebak het, so teen die kante van die oonde vasgeplak, en as hy nou gaar is, dan het hy afgeval. Dan was hy nou gaar. Hulle gebruik vandag nog hierdie oonde in Indië, ons het van hulle gesien toe ons daar was. So dis omtrent die oonde wat hulle gebruik om brood te bak, selfs in daardie tyd. Nou, as ons in Genesis 15 gaan lees, dan lees ons van die gedeelte waar Abraham die verbond herbevestig met God, of God die verbond herbevestig met Abraham. En wanneer Abraham daar kom, dan sien hy God se teenwoordigheid. En God se teenwoordigheid is soos 'n rokende oond wat hy sien. En hierdie rokende oond bevestig dat God daar teenwoordig is. Dit is die teenwoordigheid van God wat hy sien. En julle kan gaan lees in Genesis 15. En as julle verder gaan lees, sal julle ook sien dat in Jesaja en in Maleagi sê hy ook elke keer as hy praat van hierdie rokende oond, dan praat hy van 'n oordeel wat kom. So die oomblik toe Farao gehoor het, hierdie paddas gaan ook in jou oonde kom, moes hy geweet het, dat oonde is 'n teken van God se oordeel. So of jy doen goed, of jy doen sleg. As jy goed doen, dan is dit goed vir jou, as jy sleg doen, is dit 'n oordeel. Dit is hierdie teken, veral in klaagliedere en in Maleagi en Jesaja, wys dit vir jou baie duidelik, hierdie oond verwys na daar's 'n oordeel wat op pad is. So wat nou hier gebeur is dat God sê dat ek gaan teenwoordig wees as hierdie plaag plaasvind. En hierdie oond, soos ek weer gesê het, 'n metafoor van God se oordeel wat sou kom, en wat sê dat dit gaan honger veroorsaak. Julle kan nou dink, hulle kon nie kos maak in die tyd wat hierdie plaag daar was nie. Al wat hulle sou gekry het in hulle pot is paddas, want die goed sou ingespring het die hele tyd. Maar die deel wat vir my uitstaan, is die deel van die knieskottels. En ek weet nie of julle al 'n bietjie navorsing gedoen het oor die knieskottels nie. Dit is vir my die interessante gedeelte. Want Eksodus 8 vers 4 sê, hulle sal ook in jou knieskottels inklim. Nou, weet julle hoe het 'n knieskottel gelyk in daardie tyd? Ek sien nie een wat sê ja of nee nie. Nou, ek gaan nou vir julle wys. Nou die knieskottels was dan nou die plek waar hulle brood gemaak het, uit die aard van die saak. Dit was soos julle hoor mos wat ek sê, daar het hulle dit nou gedoen. En die knieskottel het so gelyk. As julle kyk daar, sal jy sien, dit was 'n klein bakkie wat hulle gedoen het. Nou, die ergste ding wat hulle kon doen, is om te besef dat hierdie knieskottel nou besoedel was met hierdie paddas. Nou hierdie messeraf wat hulle gebruik het, hierdie skotteltjie, was van hout gemaak, en hy het soos 'n bakkie gelyk, en julle sien daar op die skerm. En dan nou wat gebeur het, is hulle het elke dag die deeg geknie in hierdie skottel, en dan het hulle 'n bietjie suurdeeg gelos binne in die skottel, en dan die volgende dag, as hulle dan nou weer hulle broodjie maak, dan het hulle nou daai suurdeeg wat hulle gelos het gebruik, om die nuwe broodjie te bak. En dan het hulle nou weer, as hulle klaar 'n broodjie gebak het, 'n bietjie van die suurdeeg gelos in die bakkie, en dan die volgende dag weer 'n brood gemaak. Nou kan hulle nie hierdie gegiste deeg agterlos nie, want wat gebeur? Die paddas is in daardie bakkies in ook. So hulle kan actually nie brood bak nie. Nou die Egiptenare was erg oor higiëne. Hulle sou glad nie daai gegiste deeg gebruik het as 'n padda daarin geraak het nie. Want dit was totaal en al ontoelaatbaar in hulle kultuur. Nou weet julle, dieselfde ding gebeur met die Israeliete. En ek wil hê julle moet kyk, Eksodus 12 vers 15 sê, 7 dae lank moet julle ongesuurde brood eet, en reeds op die eerste dag moet julle die suurdeeg uit julle huise verwyder, want elkeen wat iets eet wat met suurdeeg gebak is, vanaf die eerste tot die 7de dag, daardie persoon sal van Israel afgesny word. Nou reg deur die Bybel sien ons dat suurdeeg is 'n teken van sonde. Dit is iets wat ons nie wil hê nie. Nou wat God hier kom, hy sê vir hulle, dit wat julle hou vir julleself is sondig. Dit help nie julle, ons gaan dit verwoes, die paddas gaan daarmee heen gaan. Nou wil ek vir julle wys hier, as julle, ek wil net gou kyk, waar is die volgende slide, hy sê in Deuteronomium 28 vir die Jode, hy sê vir hulle, dis nou die Jode, dis nou nie die Egiptenare nie, hy sê vir hulle, vervloek is jy met die leemandjies sonder enige vrugte, en met knieskottels sonder brood.
Met ander woorde, as jy gaan kyk in die Engels, sê hy, your basket and your kneading trough will be cursed. So, die oomblik as daar 'n vloek kom, dan vervloek God daardie mandjie waarin jy jou, daardie trog of daardie bak waarin jy dan jou brood sou gebak het. Want dis die basiese ding. Wat sê hy vir ons in die Nuwe Testament? Hy sê vir ons, as jy bid, hier Onse Vader, bid jy vir jou daaglikse brood. Nou, maar God sê as hy jou vervloek, dan vat hy jou brood weg. Dis wat hier gebeur. Nou as ons verder gaan, sal julle sien, dat Jesus kom en hy sê, maar ek is julle brood. Ek is die brood van die lewe. En ek dink baie keer kyk ons dit mis. Reg deur die Bybel sien ons hierdie lyn van God vervloek die knieskottels, God vervloek die broodskottels, God vervloek alles met die brood as die oomblik wat ons weggaan van hom af. Maar as ons na hom toe kom, dan gee hy vir ons die brood. En dan gee vir ons Jesus wat die brood van die lewe is. En dit is die wonderlike ding wat ons so baie maklik miskyk, as ons gaan kyk na hierdie gedeelte met die paddas. Weet julle, Psalm 105 sê, soek hulp en beskerming by die Here. Soek gedurig sy teenwoordigheid. Julle moet dink aan die magtige dade wat hy doen en aan sy wonders. Met ander woorde, gaan soek beskerming by die Here. Moet dit nie op 'n ander plek gaan soek nie. 2 Samuel sê, daarom groot is die Here my God. Daar is niemand soos U nie. Buiten U is daar geen God nie, van hoeveel gode ons ook al gehoor het. So maak nie saak hoeveel paragode daar is nie, hoeveel hekkas daar is nie, hoeveel ander afgode daar is nie. Daar is net een ware God, en dit is die God wat ek en jy dien. 1 Kronieke sê, daar is niemand soos U nie, Here. Buiten U is daar geen God nie, van hoeveel gode ons ook al gehoor het. Ons gaan lyk op Psalm 20, dan staan daar, sommige volke vertrou op strydwaans en perde, maar ons vertrou op die naam van die Here, ons God. En ek wil jou vandag vra om af te sluit, wat maak jy by mekaar? Maak jy ook soos die Egiptenare, daai bietjie suurdeeg by mekaar, wat jy elke dag moet gebruik om 'n broodjie te bak? Wat so maklik verwoes word, deur dit wat jy self in glo. Hulle het geglo in hierdie paddagod. En hierdie paddagod het dit kom verwoes wat vir hulle belangrik was. Met ander woorde, dit wat hulle aanbid het dit kom verwoes, kom destrooi, dit wat vir hulle belangrik was. Maar die God wat ek en jy dien, verwoes nie dit wat vir ons belangrik is nie. Hy seën dit wat ons belangrik is. En dit is die verskil tussen ons en iemand wat 'n afgod dien. Die God wat ek en jy dien, maak dinge mooi, nie lelik nie. Maar die duiwel is baie vinnig daar om vir jou 'n alternatief te gee. Een of ander wêreldse ding om dit te laat goed kom, om jou te laat goed voel. Maar ek het slegte nuus vir jou. As jy die goed aanbid wat die duiwel vir jou gee, of die goed wat die wêreld vir jou gee, dan gaan dit eventueel in 'n stinkende hoop lê, soos wat die paddas gelê het in Egipte. Maar as jy dit doen, wat God van jou verwag. Weet julle, ons lees nou die dag 'n baie mooi teks wat sê, dat God het al voor die grondlegging van die wêreld, het hy al die goeie dade bepaal wat ek en jy moet doen. As ek dit doen, ouens, dan kom ek by 'n punt uit waar ek God behaag. En alles wat ek dan doen, tel punte in God se oë. Nie omdat ek dit uit myself uit doen nie, maar omdat ek dit doen, omdat God dit van my verwag. En dis die verskil. Ek moenie goed doen, omdat ek dink dis wat God wil hê nie. Dit waarin die Egiptenare geglo het, het dood gebring. Dit waarin ek en jy glo, bring lewe voort. En daarom wil ek vir jou sê, waar plaas jy jou hoop vandag? Plaas jy vandag jou hoop in 'n lucky charm? Of plaas jy vandag jou hoop in jou kinders se geld? Of in jou finansies wat jy self het? Of plaas jy jou hoop in Christus? Baie mense sê, ag moenie worry nie, daar's baie paaie wat lei na Rome toe. Almal van ons kan eendag hemel toe gaan, ons dien nie 'n God wat mense gaan veroordeel nie. Maar ek wil vir jou sê, daar's 'n verrassing vir jou as jy dit glo. Want ons dien 'n God wat regverdig is. En as jy hom nie dien nie, dan gaan jy moeilikheid kry. Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe. En wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat leef en in my glo,
sal tot in ewigheid nooit sterwe nie. So hier kom hierdie Egiptiese afgod, die een wat veronderstel is om lewe voor te bring. En eventueel lê hierdie paddas in hope en stink, want daar's nie krag nie. Maar die God wat ek en jy dien, bring lewe voor, en daarom oorwin hy die dood. En hy sê, elkeen wat leef en in my glo, sal tot in ewigheid nooit sterf nie. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Here, dankie dat ons weet dat as ons in U glo, en ons doen wat U van ons verwag, sal ons nooit sterf nie. Daar is 'n ewige lewe wat ons saam met U kan deurbring. Dankie Here dat U vir ons die pad moontlik gemaak het om vir ewig te lewe. O Heilige Gees, ek bid vandag dat as ons vertroue in wêreldse dinge sit, as ons vertroue in Lucky Charms en allerlei snaakse goedjies sit, dat U dit aan ons sal openbaar, en dat ons sal besef, daar is niemand soos U nie. U is die Alfa en die Omega, die een wat ons pad gelyk maak hemel toe. Dankie dat ons op U kan vertrou. Ons bid hierdie dinge in die naam van Jesus en ons loof U daarvoor. Amen.